Ek het vanoggend die voorreg om en was nie vooraf beplan of enigiets nie, as ek by 'n gemeente net af in die pad. Ons oudste seentjie, hulle het hemelvaartdiensdag gehad en hulle het gesê ouers mag kom en toe gaan. En die eerste liedjie wat hulle sing is This Little Light of Mine, maar hier, daai klomp laerskoolkinders sing daai ding uit volle bors uit. So dit was my so lekker, maar hier kom ons in die kerk en hier sing ons ook This Little Light of Mine. Is nie net 'n laerskoolliedjie nie. So ja. Ons titel vir vanaand, soos ek gesê het, wat verwag jy? En Lukas 24 vers 51 en 52 sê, terwyl hy nog besig was om hulle te seën. Hy was besig om hulle te seën. Het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Vers 52 sê, hulle het toe neergeval en hom aanbid. Daarna het hulle met groot vreugde teruggegaan na Jerusalem toe. So as ek vir jou vra, wat verwag jy? Moet asseblief nie offens vat en ek kyk na jou gewig nie. Ek weet nie wie van julle het al 'n vrou verkeerdelik gevra. Verwag jy? Jy sal in baie groot moeilikheid wees. En daar is 'n paar mans hierso, ek gaan nie name noem nie, ek kyk nie vir jou in jou oë nie, wat lyk of jy verwag, 9 maande. Maar ons praat nie vanaand van daardie verwag jy nog nie. So, dit is verwag jy nog. Verwag jy nog die koms van Jesus? Verwag jy nog dat hy terug gaan kom soos wat hy opgevaar het? Want dit is nie net 'n storie nie, dit is nie net iets wat ons hier lees nie, jy moet dit verwag hier binne in jou. En as jy dit met daardie verwagting verwag, dan is jou lewe en jou foute wat jy maak bietjie minder. Want daar's 'n verwagting vir sy koms. Daar's 'n opgewondenheid. Van die ouens het 'n opgewondenheid in hulle wanneer nou weer Springbok rugby is om die draai. Dan kan jy die manne sien, hulle raak, die ouens begin Springbok treye koop uit. Daar sit 'n man daar agter, hy het al sy Springbok trui aan, hy's reg vir die ding. En daar nog een. As hy so, daar's 'n verwagting. Maar die verwagting is op die koms van Jesus. Nou ons sien hierdie disippels en ons sien in Handelinge 1 lees ons gaan nou net so aanraak daaraan, maar Handelinge 1 sê hulle op daardie oomblik toe Jesus begin opvaar, toe staar hulle net in die lig in. Ek dink daar was so, daar gaan hy en hy's weg. Maar toe skielik toe kom daar 'n engel, 2 engele en hulle sê moenie worry nie. Soos wat hy gegaan het, so sal hy weer terugkeer. Raak verwagtend, sê hulle eintlik vir die disippels. En omdat hulle toe verwagtend is, kan hulle van daar af gaan, en dis soos wat Lukas hier skryf, daarna het hulle met groot vreugde, omdat hulle met 'n verwagting kan wees na sy koms, het hulle gegaan na Jerusalem, soos wat hy gesê het, gaan na Jerusalem, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Want toe besef hulle, dit is dit waarvan hy gepraat het. Dis dit wat hy ons nog heeltyd geleer het, want hulle verwag sy koms. Ons kyk na 'n storie vanaand, en dis nie 'n hemelvaarts storie nie, maar ek wil hom aanlink aan dit, en dat ons met daardie verwagting moet staan, is, hierdie vrou kom in 2 Konings 4 vers 1, kom sy by Elisa, en 'n vrou van 'n profeet, het haar nood by Elisa kom kla. So gereeld kom ons in ons lewe en ons kom in 'n noodsaaklike situasie. Ons het hierdie dringendheid in ons. En al wat sy kan doen, is sy kan na die profeet toe gaan, want ek kort 'n woord van die Here af. Ek kort 'n aanraking van God af. En sy gaan na Elisa toe en sy het hierdie nood by hom. My man is dood. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Al wat sy het, die klein bietjie wat sy het, haar kinders en haar huis, wil hulle van haar wegvat.
Dit is haar nood, dis haar dringendheid om by God uit te kom en 'n nuwe aanraking te kry. Gevul deur God. Hierdie vrou was moedeloos. Alles was teen haar. Haar toekoms is hopeloos. Sy is nie meer gevul nie. Ek weet nie of jy al daar gevoel het nie. Die Here is daar, ons weet die Here is daar, maar jy voel leeg. Maar daar moet 'n verwagting kom. Here, ek kort 'n vars aanraking van U af. Haar nood, en dit sê, sy het in haar nood na hom toe gehardloop. Haar nood was hopeloosheid. Haar nood was vrees. Haar nood was finansiële tekortkoming. Haar nood was dalk siekte. Jou nood is dalk siekte. En in hierdie situasie is al wat sy kan doen, is sy kan uitskree vir hulp. Uitskree vir 'n wonderwerk. As jy in nood is, waartoe hardloop jy? Jy kan weghardloop van die kerk af. Jy kan weghardloop van God af, want dis wat baie mense doen. Hulle hardloop weg. Maar die amazing ding van God is, hy hardloop nooit weg van jou af nie. Al wat hy wil hê, is jy moet net na hom toe hardloop. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Die feit dat ons nie Jesus nou kan sien nie, omdat hy opgevaar het, beteken nie dat hy afwesig is nie. Beteken nie dat hy nie besig is om te werk nie. Ons lees in vers 2, toe sê Elisa vir haar, en hierdie is die draaipunt, toe Elisa hierdie vir haar sê, wat kan ek jou doen? So sy kom in haar nood en sy vertel haar hartseer storie aan Elisa, en sy vertel al haar tekortkominge, en hy sê, maar wat wil jy van my hê? En God weet, hy ken ons situasies, hy ken ons harte, maar partykeer wil hy net by jou weet, wat wil jy van my af hê? Vir wat is jy verwagtend van my af? Elisa, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in jou huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in haar huis nie. Omdat sy hopeloos is, sien sy niks. Jy kan nie die uitkoms sien nie. Jy kan nie eers die wonderwerk sien wat gaan plaasvind nie. Sy sê sy het niks in haar huis nie, behalwe 'n klein flesie met olie. Die profeet begin toe met haar werk, met haar hardwerk. Nie alles wat sy verloor het nie, maar die klein bietjie wat sy het. En al wat God vanaand vir jou wil sê, ek wil nie weet wat jy nie het nie. Wat is die klein bietjie wat jy na my toe kan bring? Die klein bietjie wat jy voor hom kan bring. Ek skryf hierso, God begin altyd by jou nood en dan jou beskikbaarheid. Jou niks is dalk nie genoeg nie, maar dis alles vir God. Wat het jy oor? Wat het jy in jou hart? Wat se dringendheid kom jy na hom toe en wat kan God vir jou doen? Hy wil net hê jy moet die klein bietjie olie, die klein bietjie wat jy het, moet jy kan raak sien. Want dis waar haar draaipunt gekom het. Ek het niks in my huis nie. Al wat ek het is hierdie klein bietjie olie. Sy sien eintlik dis niks. En God kan daardie verwagting uit 'n klein bietjie uit, kan God omdraai in baie. En ons lees in vers 3. Hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne. Leë kanne van al jou bure. En dan sê hy hierso, hy gee vir 'n kripnout. En leen nie te min nie. Moenie laat jou verwagting net een kannetjie wees nie. Moenie laat jou verwagting net 2 kannetjies wees nie. Gaan kry baie. So gaan create vir jouself 'n verwagting. Want as jy 5 bring, gaan 5 gevul word. As jy 10 bring, gaan 10 gevul word.
En ons sien hoe hierdie situasie haar geloof toets. Want ek seker sy vat haar 2 seuns en sy sê, hierdie profeet het gesê, ons moet kanne gaan kry. So jy gaan daai kant toe, jy gaan daai kant toe, en jy gaan daai kant toe. Jy gaan Judea toe, jy gaan Samaria toe, en jy gaan na die uithoeke van die wêreld toe. En jy gaan kanne kry. En bring nie te min nie. Want ons gaan vandag gevul word sodat ons geld kan hê om my huur te betaal, my skuld te betaal aan die skuldeisers, sodat ons uit hierdie situasie uit kan kom. God wil vul, want hy wil vir jou uitkoms gee, hy wil vir jou 'n wonderwerk gee. God sien in die klein bietjie wat ons het, en hy maak dit dan. En dan, hierdie was vir my so mooi, in vers 6. Lees ons hierdie vrou sy kry hy toe 'n verwagting met al hierdie kanne, want nou kom hierdie leë kanne, en sy begin gooi. Nou die ding is, olie verteenwoordig die salwing van God. Die salwing van God gaan nooit weg nie. Dis ons wat ons verwagting raak al hoe minder. So sy het 'n verwagting om kanne vol te kry. Sy het 'n verwagting dat die salwing van God oor haar kom, sodat sy weer in oorwinning kan staan. So hier sien ons, sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog een. Sy het 'n verwagting vir nog een wat moet volkom. Bring vir my nog 'n kan aan, maar hy antwoord haar, daar is geen kan meer nie. Toe. So, ek sien hierdie prentjie en ek's 'n prentjiesmens. Sy gooi die kanne. Nou is al hierdie kanne vol. Die laaste ene is vol. Die olie loop nog steeds. Nou loop hierdie olie oor. Sy sê, bring vir my nog 'n kan, want hierdie een is vol. En toe hou die olie oploop. As daar nog een was, het daai olie nog steeds aangehou loop. So die olie het nie opgehou loop nie, die kanne het opgehou leeg terugkom. Verwagting het opgehou. En dit was nie die man se verwagting nie, dit was die seun se verwagting. Want hy het gesê, die kanne het opgehou. As ek hier daar was, het ek gehardloop en nog 'n kan gekry. Want ek sien, die wonderwerk is besig om plaas te vind. God voorsien op dit wat jy van hom verwag. Die vrou het met 'n klein bietjie olie verwag en God het voorsien. Die disippels het verwag in die bokkamer. En ons kom daar oor 2 Sondae. Die disippels het gewag in die bokkamer. Hulle het 'n verwagting gehad en die Heilige Gees het op hulle neergedaal. Ek vra jou vanaand, wat verwag jy? Dis dalk tyd dat jy begin leë kanne kry. En moenie net 1 of 2 kry nie. Die Here wil in hierdie gemeente, in jou lewe, wil hy begin die leë kanne volmaak. Maar wat is leë kanne? Dis nie net 'n leë kan wat hier staan nie. Dis leë kanne van buitekant af, in hierdie wêreld wat Jesus Christus nodig het, wat hy kan vul met sy krag, met sy salwing. En dis my en jou verantwoordelikheid om met daardie verwagting, Here, ek verwag U. Wys my 1 persoon wie ek kan nooi. Net 1 persoon. En daardie 1 persoon sal jou so aansteek dat jy nog 'n persoon gaan nooi, sodat die salwing daardie mense kan vul. So dit gaan nie oor leë kanne, want ons wil nou olie sien vloei hierson nie. Ons wil sien dat die Heilige Gees mense met vuur aanraak. Ek wil hê jy moet stil raak, net vir 'n oomblik. Die ding is, God het nie opgehou om die olie te laat vloei nie. Hulle het opgehou bring. Klein Karoo gemeente mense, God hou nie op
mense met vuur doop nie. Ons het opgehou bring. Die 3 punte wat hierdie vrou beleef het, sy het 'n nood gehad. Sy het net gebring die bietjie wat in haar huis was, al was dit vir haar niks nie. Hoe groot is jou verwagting? En as jou verwagting vanaand baie leë kanne is, want dit is wat dan die vreugde bring. Dit is wat die disippels daar laat weggaan het, toe hulle daar wegdraai met vreugde. Hulle is eintlik hartseer, nou is Jesus weg. Maar omdat hulle met vreugde na die leë kanne kon terugdraai en sê, Here, hier's leë kanne, asseblief, U moet hulle kom vul met U salwing. Olie moet oor hulle begin vloei. Want hulle het geweet, iets groot is op pad. 40 dae het verbygegaan. Hy het gegaan en Pinksterdag het gekom. Hulle het geweet die Heilige Gees gaan neergestort word oor hulle. 2 Petrus 3 vers, ek wil hê jy moet net so jou oë toemaak. 2 Petrus 3 vers 4. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag. Terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle om julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dankie Here, dat ons kan verwag op U koms. Here, maar help ons om nie net te leef nie, maar dat ons sal wag. Wag vir die Heilige Gees om ons met krag en met vuur te doop. Gee ons geloof om weer ons leë kanne uit te sit, selfs as ons en alles om ons leeg voel. Mag die olie van die Heilige Gees weer vloei oor ons, totdat dit oorloop van U teenwoordigheid in hierdie plek. Help ons om die nood weer raak te sien in ons lewens. Help ons om onsself weer op 'n plek te kry waar ons besef ons het redder nodig. Ons het Jesus nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Dankie Here, dat U nie ons net alleen gelos het nie, maar dat U Gees ons kom vul en ons leegheid kan kom vul. Dankie Here, dat ons kan uitsien na U koms. In Jesus naam. Amen en amen. Ek sluit af met hierdie skrifvers. In Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Wanneer daardie krag jou kom vul, dan sê dit jy sal krag ontvang waarmee die Heilige Gees oor jou sal kom. En dan lees ons hierso die 2 engele wat vir hulle gesê het, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle na hom in die hemel sien wegvaar het. Mag daardie jou verwagting wees. Mag daardie wees, kom jy na die uithoeke van die wêreld gaan. En na die uithoeke van die wêreld beteken nie, jy moet Amerika toe gaan en vir Donald Trump gaan vertel, hy het Jesus nodig nie. Daardie uithoeke van die wêreld beteken jy net hierso, buite jou huis kom, na jou bure toe gaan,
die leë kanne gaan haal by jou bure en by jou mense om jou en sê ek het iets vir jou. En daardie iets is Jesus wat jou sal vul met krag en met vuur. Dan sal jy 'n verwagting in jou hart create na sy koms. Want dan sal jy uitsien, as jy werk sodat sy koninkryk uitgebou sal word, sal jy uitsien na sy koms, sodat jy die prys kan behaal van die ewige lewe. Kom ons sluit net ons oë so. Dankie Here vir hierdie samekoms van gelowiges. Die samekoms van ons as vriende, familie. Dankie vir hierdie samekoms, dat ons kan by mekaar wees. Maar help ons sodat ons nie hierdie byeenkomste sal misloop nie. Here, want die woord sê dan, ons moet mekaar aanmoedig om hier te wees, om by die samekoms van die gelowiges te wees, soos wat ons die dag sien naderkom, soos wat ons die verwagting create in ons hart, wat iets weer terugkeer. Help ons om so mekaar te motiveer. So ook, Here, bid ons, Here, dat U ons harte sal kom vul met U olie vanoggend weer. As ons leeg voel, min voel, as ons ver voel, Here, kom vul elke ene met U Heilige Gees. Here, sodat ons krag en autoriteit sal hê, sodat dit by die werksplek net sal uitvloei. Sodat dit by die skool net sal uitvloei. Here, dat U ons sal kom vul en mense sal kom vul soos wat ons hulle nooi. Ons hulle nader bring sodat die kanne vol gemaak kan word. Dankie Jesus dat ons kan verwag op U koms. En help ons om so te lewe dat U weer gaan terugkom. Dankie Jesus vir U goedheid oor hierdie gemeente. En ons bid U seën oor elkeen wat in hierdie gemeente behoort, in Jesus naam alleen. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, of die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap. Dis die autoriteit. Op die leeu en die adder sal jy trap. Op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen. Amen.